Baie welkom by hierdie week se Woensdagwoord, so die middel van Maart. Maart is amper agter die rug. Dit is die middel van lydenstyd, en ons gesels 'n bietjie verder oor die toekoms van die kerk, waar ons nou al so 'n paar sessies gelede begin het. Ons gaan so weer vanmôre kyk na Prediker 3, as jy dit in die Bybel so lank wil opsoek. Maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde, vir die genade. Dankie vir die wonderlike reën daar buite. Dankie vir 'n nuwe week. Dankie vir u versorging elke dag. Ons harte gaan uit in hierdie tyd, Here, na hulle wat baie swaar kry. Groot dele van ons land wat nog droog is. Boere wat se moed gebreek is met die back and close hier. Alles daar besig om uitkomste te kom. Verbruikers, Here, veral mense wat van die hand na die mond lewe, met hoër melkpryse en hoër vleispryse, en een van die dae hoër reiskoste, wat op 'n manier almal van ons se lewens geraak. En vra ons dat U vir ons sal help, vir ons wysheid gee, oor hoe ons ook hierdie standpuntstote, hierdie druk, beter kan hanteer. So breek die woord vir ons oop, sodat ons die hart kan hoor. In Jesus naam, amen. Nou Prediker 3 sê elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Dit is tyd om gebore te word, tyd om te sterwe, tyd om te plant, tyd om plante uit te trek, tyd om 'n lewe te neem, tyd om 'n lewe te red, tyd om af te breek, tyd om op te bou, tyd om te huil, tyd om te lag, tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans. En dan spring hy na vers 15 en hy sê, wat is, was reeds. Wat kom, was ook al reeds. God laat weer gebeur, wat vroeër gebeur het. Dan Hoofstuk 12 vers 13, die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit. Dien God, gehoorsaam sy gebooie. Dis wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat nie geheim gedoen word, of het goed is of kwaad. Nou, ons het in die vorige paar keer wat ons hieroor gesels het ons verwys na Rodney Stark's boek The Rise of Christianity. En die navorsing wat hy gedoen het oor redes hoekom die vroeë kerk so ongelooflike groeiperiode beleef het na die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus tot so om en by 350 jaar na Christus. Van die ongeveer 7000 vervolgde gelowiges in die tyd van Handelinge 2 groei die kerk oor 'n periode van 300 jaar teen 40% per dekade tot hulle omtrent in 350 na Christus hier by 33 miljoen mense draai. Uit die totale bevolking in die Romeinse Ryk van daai tyd van 56 miljoen mense. En dan vra ons onsself baie keer die vraag, maar hoe het dit gebeur? Want as ons na gemeentes vandag kyk, dan lyk dit gemeentes raak al kleiner. Wat is die geheim? En ons het laas keer stilgestaan by twee van die redes wat Rodney Stark dan identifiseer het, waarvan een was dat Christene anders as die res van die wêreld geleef het. En die tweede een, dat hulle mekaar en ander in liefde versorg het. Nou praat ons vandag so oor die volgende gedeelte. En dis oor die waardesysteem van gelowiges. In besonder rondom hulle huwelikslewe, hulle gesinslewe en die Bybelse beginsels daar rondom. Nou die Christene se dink oor huwelike en oor gesin wees en moraliteit het nie die pad van die res van die Romeinse Ryk geloop nie. As ons in die Nuwe Testament lees, dan sal ons sien hoeveel klem daar is op huwelik en die gesin, op Christelike morele waardes. Veral ook wat die seksuele betref. Hoe rof dit in die destydse Romeinse Ryk gegaan het.
Verval was in die orde van die dag. Nou gewoonlik is daar in 'n gewone samelewing, enige bevolking, vir elke 100 vrouens gewoonlik 98 mans. In die Romeinse Ryk was daar vir elke 100 vroue 131 tot 140 mans. Omdat so baie dogtertjies by geboorte eenvoudig doodgemaak is. Nou die Christene het nie deel gehad daaraan nie. En dit het twee gevolge gehad. Die Christene het dogtertjies gehad. Was dogtertjies in hulle gesinne. Daarom was daar in die Christelike gemeentes meer meisiekies waarmee die ouens kon trou. Nou beide Paulus en Petrus gee vir die gemeentes en vrou raad hoe om hierdie vrou wees in so deur mekaar samelewing te hanteer. 1 Korintiërs 7 en 1 Petrus 3 byvoorbeeld. Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. Skryf Efesiërs. As al van julle is met mans, sê 1 Korintiërs 7 wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe Godvreesend julle is, hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Sal nie eens nodig wees om 'n woord te sê nie. Ongelooflik wat die invloed van 'n vrou in 'n mens se lewe is, nie? Julle skoonheid moet nie bestaan uit uiterlike dinge soos haarkappers, juwele of haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Die hele skoonheid moet die van die innerlike mens wees. Blywende beskeidenheid, kalmte van gees, want dit het by God groot waarde. In die ou dae die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier. Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Maar wys eer aan hulle as die swakker geslag, wat natuurlik nou 'n kontroversiële ding is in ons tyd, want ek dink ons het nou al tot die slotsom gekom dat vrouens nie die swakker geslag is nie. Wat saam met julle deel in die lewe as genadegawes. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. En ek dink tog, liewe vriende, dat ons huwelik in gesinslewens as gelowiges het 'n ongelooflike invloed op die kerk en op die samelewing in die breë. En daarom sal ons regtige waardesisteem moet beskerm, moet vestig en beskerm, wat hierdie waardes kan voordra, vir ons en ons kinders. Maar die tweede een was dat Christene nie rassisties of seksisties was nie. Nou, globalisering is ingeleid deur die doeltreffende pad- en skepsverkeerstelsel, waardeur rowers en seerowers se draadjies kort geknip is. Die oorloë en afname en geboortes het die Romeinse stede en platteland so laat leegloop, dat mense van oor die hele destyds wêreld soontoe migreer het. Jy kon in bykans al die groot stede mense van bykans elke volk en taal en nasie vind. En jy sien dit baie in die Nuwe Testamentiese briewe. Nou behalwe dat daar groot onbehaag oor die destydse godsdienste was, het die Christene hierdie kulturele verskeidenheid en rasseverhoudinge baie beter hanteer. Was elke kerkbyeenkoms in beginsel en in praktyk oop vir almal, ook vreemdelinge. Hier sal Paulus 'n ernstige vermaning en raad hieroor min plekke duideliker sien as byvoorbeeld in 1 Korintiërs 3, vers 11 tot 14. In die brief van Efesiërs, wat allerweë as die omsendbrief aan die ganse destydse kerk gesien is. Hy skryf in 1 Korintiërs 3 vers 10, ek doen 'n beroep op julle almal broers in die naam van die Here Jesus Christus om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid met dieselfde oortuiging. Ek sê dit my broers, omdat van Klauwese mense my vertel het dat daar oneenigheid onder julle is. En daarmee bedoel ek dat een sê ek is vir Paulus, en een sê ek is vir Apollos, en een sê ek is vir Cephas, en een sê ek is vir Christus. Is Christus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop?
En ek dink tog, liewe susters en broers, die toekoms van die kerk en die impak van die kerk in die groter wêreld en dan ook weltevrede gemeente hang grootliks af van of ons 'n weg sal kan vind om werklik oor grense uit te reik na alle mense. Want onthou, wat was, kom weer. Maar die laaste ding wat Rodney Stark dan uitlig, hy sê Christene was betroubare en hardwerkende mense, jy kon op hulle reken. Christene was betroubaar, eerlik en hardwerkend. Dit was hulle werksetiek. En hulle het die wêreld rondom hulle gekantel, het hulle vasgeklou aan hierdie ware sisteem. Hulle het as het ware outomaties 'n al groter rol in die samelewing gaan speel, want mense het hulle gesoek vir werk. Gaan lees maar Efesiërs 5, Efesiërs 6, Kolossense 3, vers 22 tot 4, vers 1, 1 Petrus 2, vers 18 tot 25, so kan ons aangaan. Uiteindelik het die Romeinse keiser Konstantin die Christelike godsdienst in 313 na Christus tot staatsgodsdienst verklaar. En sy redes was eenvoudig. Jy kan nie 'n ryk suksesvol uitbou. 'n Ryk kan nie ekonomies floreer en polities stabiliseer sonder betroubare mense nie. En Christene was betroubaar. Ons lees byvoorbeeld in Efesiërs 6 iets daarvan, vers 5. Slawe wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar tegelijkertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie dit werk om deur julle eienaars raak gesien te word nie, en so in mense se guns te kom nie. Werk so slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here, nie vir mense nie. Julle weet tog, dat die Here elkeen sal beloon, as hy iets goed gedoen het, of hy 'n slaaf is, of vry. En ek dink, liewe suster en broer, die slotsom van dit alles, is dat daar hoop is vir die kerk. Daar is 'n toekoms vir die kerk. Van die kerk het 'n roeping. En ek bid regtig dat weltevrede gemeente hierin ook die wegwysers in die omgewing sal word. Mag jy 'n wonderlike week hê. Groetnis.